Ons reis deur die Baviaans Kloof het in Jeffreys Bay begin. Ons het in deel 1 vertel van ons reis tot by Kudu Kaya, waar ons baie lekker gekamp het. Ons vertrek die volgende oggend so teen 11 uur vanaf Kudu Kaya en wil graag die roete so volledig moontlik met jou deel. In hierdie deel 2 volg ons dan die roete tot by Bergplaas. Die volledige deel deur die parkeraadgebied waar mense 4-trek voertuig benodig, is so wat 4,5 uur se ry of dan nou 70 km. Ons het net onder 1,5 uur geneem om tot by Bergplaas te vorder. Maar plek jaag ons die videospoed so bietjie aan, sodat jy nou nie hier aan die slaap val nie. Vanaf die Kudu Kaya kampterrein ry ons terug na die R332 en draai wes. Die eerste paar kilometers is tussen plase deur. Die videospoed wat ons hier wys is 2,5 keer die werklike spoed, totdat ons die oostelike hek bereik. By die hek aangekom, voltooi ons die gebruikelike papierwerk en ons betaal die dagfooi om deur die park te reis. Ons groet en ons val in die pad. Ons het vroeër die oggend reeds ons banddruk verlaag vir ry gerief. Ons het al baie van hierdie pad gehoor en skakel die 4-trek funksie van die Hilux in werke. Jy sal merk dat ek redelik bekommerd lyk op hierdie selfie. Dis beslis nie omdat ek onseker is oor waarheen ons moet ry nie, want hier's letterlik net een pad. Die rede is bloot omdat vandag se bestuurder 'n fanatiese ondersteuner van Verstappen is. Maar kom ons kyk hoe gaan dit. Dis nogal 'n hele entjie voordat ons by enige behoorlike rivierkruising kom.
Hier is wel 'n klompie driffies waar jou voertuig se wiele gaan nat raak, afhangende van die hoeveelheid reën wat die vorige dag of week geval het. Ons merk hierdie driffies totdat ons by die groot rivier kom.
Die driffies het vereers verdwyn. Die spoed van die video wat ons wys, is ook die werklike spoed wat ons ry. Ons nader na die Kombrinkpas. Die Verstappen aanhanger slaag so ver haar toets en is steeds agter die stuurwiel. Ons kry die eerste voertuig wat van vooraf verbykom. Die mense is moeg. Hulle is voor 8 uit die kloof uit en dit is nou al na 12. Ons kry die eerste deel waar die pad jou teen die berg vasdruk en dit lyk asof jy enige oomblik van die berg kan afval. Ons ervaar dit baie meer gemaklik as wat dit eintlik lyk. Ons weet hier is al baie voertuie met karavane aan die haak deur. Dit is beslis doenbaar, maar ons sal dit vermy so ver dit moontlik is. Ek kan nie anders nie. Ja, jy ry wat jy moet ry. Ja, die spore loop.
loop ook daai, maar asseblief sies ek dink ek kom te naby. Ja, jy's reg hierdie kant. Ons kry 'n tweede voertuig wat van voor af kom. Hierdie keer is dit 'n Jimny. Die insittendes lyk baie meer gelukkig as die mense van die vorige voertuig. Ek weet nie of dit die tipe voertuig is of net die mense se ouderdom wat die verskil gemaak het nie.
Die derde voertuig van vooraf is 'n Pajero. Die mense is vriendelik, maar hulle is vinnig om ons te waarsku dat ons nog 'n lang pad voor ons het.
Dis nie lank nie toe ons op die plateau. Pad is baie makliker hier en ons versnel ook sommer die video se spoed totdat ons by Bergplaas aankom.
Die 4de voertuig is 'n Landy. Die mense waai en hulle skit verder. Hulle lyk moeg. Die aanwysings hier is na bergplase hut. Ons het nie geweet van staproetes hier nie. Indien jy dalk die hut ken en die roete ken, sal ons waardeer as jy die inligting in die kommentaarblok van die video kan deel.